Goeiedag aan almal, ons is by sessie 46 en ons is met Sondag 25 besig. En ons gaan na 2 vrae en antwoorde kyk, maar eers net vraag en antwoord 67. En die vraag is die woord en die sakramente albei daarvoor bestem om ons geloof op die offer van Christus, wat aan die kruis as die enigste grond van ons verlossing te wys? En dan kom die antwoord, ja seker, want die Heilige Gees leer ons in die evangelie en verseker ons deur die sakramente dat ons volledige saligheid op die enige offer van Christus is, wat in die kruis vir ons volbring is. Skalk, kom ons praat daaroor en dan gaan ons na 'n volgende vraag ook toe oor. Ja, weet jy, hierdie is die een vraag in die katekismes waaroor ek altyd bietjie lag kry. Dit is soos om vir iemand te vra, watter kleur het daai rooi stoel waarop jy sit? Dit is, jy wil amper as die vraag gevra word sê, maar die antwoord sit al klaar in die vraag. Maar kyk, weet jy, ek wil op hierdie punt dalk net, wil ek 'n bietjie weier draai en gewoon sê dat die wonder van die sakramente, wat natuurlik albei op die offer van Christus gerig is, nee? Die wonder van die sakramente is dat die Here God het in die skepping van die aarde, het hy brood se moontlikhede geskep. Koring, grond, reën, hy het water gegee vir die doop en so aan. Hy het ons geroep om kultuurmakers te wees. Hy sê vir Adam en Eva, gaan en onderwerp die aarde. Met ander woorde, gaan maal koring en maak brood. Gaan heers oor die aarde. Moenie die plek afbreek nie, maar en vol vuil lig maak nie, maar gaan heers oor die aarde, span die aarde in tot julle voordeel. Maak brood, maak wyn. So van die eerste kultuurtake wat ons dan kry is ou Noag, wat onder andere ook wyn maak, maar dan nou 'n bietjie oorboord gaan met die wyn, want daar is altyd die risiko by ons mense. Nou, daarom kan die skepping, die goed in die skepping, die water, die brood, die wyn, wat uit die hand van God kom, wat reeds getuig dat hy die skepper is, kan hulle die draers word van 'n hemelse waarheid. Nou kry ons in die sakramente 'n aardse waarheid en 'n hemelse waarheid, maar dis die een God wat die aardse waarheid geskep het, en die een God is die hemelse waarheid, en in die sakramente kom die twee by mekaar. Met ander woorde, die sakrament word half 'n brug tussen die geskape werklikheid, dit is ons brood, ons wyn, ons water, en die hemelse werklikheid, God, sy genade, sy liefde, die offer van Christus. En die twee kom by mekaar. Die hemel en die aarde kom in 'n sakrament by mekaar. Maar dan 'n spesifieke sakrament wat telkens vir ons wys op die wonder van die kruis. Want as jy wil sê, wat wil die hemel vir ons op die aarde duidelik maak, is dit dat ons alleen kan bestaan, omdat die genade van God vir ons voorsiening maak. En daarom is daar vir my, as ek die stukkie in die nagmaal, as ek die stukkie brood vat en die slukkie wyn vat, dan dink ek altyd, hier is 'n stukkie van die aarde wat in my inkom, maar saam daarmee slaan die hemel soos 'n weerligstraal in my lewe in. Ja, dit laat my so herinner net weer aan die Here wat op ons primêre behoeftes fokus, né? So, okay, julle het kos nodig, jy het water nodig. Die basiese twee goed van ons bestaan, maar dan 'n honger en 'n dors na iets primêr, na iets dieper toe wat eenvoudig is, kruis. So
So baie eenvoudig. En ja, dit is net ongelooflik hoe die twee resoneer met mekaar en hoe die Here eintlik op 'n baie praktiese manier jy weet daarna kyk. So ek wonder net altyd die kwessie van die volgende vraag praat oor, ons praat nou oor sakramente, né? So die volgende vraag sê dan hoeveel sakramente het Christus in die nuwe verbond of testamente ingestel. En dan sê ons 2, naamlik die heilige doop en die heilige nagmaal. Pascal, kan jy miskien net iets sê, ek sê nou waar die 2, hoekom net die 2, want daar is ook ander sakramente en van die ander tradisies. Ja. Kyk, die Rooms-Katholieke Kerk en ons verskil in wat betref sakramente. By die Roomse Kerk het 'n sakrament 'n soort van 'n meganiese, met ander woorde, of jy nou glo en of jy nou nie glo nie en wat ook al, maar hy giet die genade in jou in en die genade raak op, dan word daar, dis my nou soos 'n kar, jy weet die sakramente is soos 'n kar, sy petrol raak op en dan moet jy weer moet die genade weer 'n slag in jou ingegiet word. So hulle het 7 sakramente, maar dit gaan te lank vat om te verduidelik hoekom hulle 7 het. Maar ons gereformeerde tradisie het ons die doop en die nagmaal. Het ons die doop en die nagmaal en ek is hartseer oor 'n derde een wat daarbey hoort, maar ek gaan nou daaroor eintlik sê. Calvin en Luther het net op die ou ende gesê, net die wat direk deur Christus ingestel is, en hy het die nagmaal ingestel en hy die doop ingestel. Ons sou daai tekste kon lees, maar almal ken tog daai tekste, want hulle hoor dit baie keer by die nagmaalbediening en by die doopbediening. Maar ek wil gou, jy weet, maar ek wil gou ietsie sê oor die moontlikheid van 'n derde sakrament, wat ek later in my lewe eers geklik het. Daar's 'n Hollander, Ouweneel, hy's prof in filosofie en dogmatiek by een van die universiteite in Nederland. Ek het nou vergeet waar Ouweneel se fakulteit is. Hy maak nogal 'n saak uit vir die oliesalwing. Ja. En hy toon skriftelik aan dat Christus dit ingestel het, die salwing met olie, en hy wil sê dis 'n derde sakrament wat ons net gemis het. Ja. Hy's nie die katholieke tradisie nie. Nee, hy's nie die katholieke. Nee, hy's 'n gereformeerd. Ja, nee, maar ek sê die sakramente nou by die katolieke, dis nie een van die 7 sakramente van die katolieke. Daai sakrament is wel by die katolieke. Okay. Ja. Maar met ander woorde, as jy as jy weet nou besef ek wens dat ek het vroeër besef het dat ek wanneer iemand baie siek is in die hospitaal sonder om 'n groot drama daarvan te maak, maar net met 'n bietjie olie op sy voorkop of op haar voorkop 'n kruisie te maak, want dit is meer as om net te bid. Daar is Jakobus sê ook, jy weet, salf mekaar met olie. As iemand siek is, laat die nie dat dit nou 'n wondergeneesmiddel is nie. Nee, dit is natuurlik die risiko. Dat mense kan dink, "Wow, hier is nou 'n towerhandeling, 'n magiese handeling en dit gaan nou." Nee, dis soos die sakramente, dit is gekoppel aan geloof, maar dit wil sê hier gebeur meer as wat net woorde sê. Jy weet, en dis wat sakramente vir ons wil doen. Hulle kom na ons toe om vir ons te sê, om te sê, hier gebeur meer as net woorde. Daarom sê, wie was dit tog? Een van die ouens wat ook oor die sakramente skryf, is nou uit my kop uit, ek word oud. Hy het gesê dat ons moet een ding moet net nooit gebeur nie. Ons moet net nooit die misterie van wat in die sakrament gebeur, probeer verklaar nie. Hy sê, daar is 'n misterie, daar is 'n geheimenis, daar gebeur meer as net brood en wyn ook. So ek het al baie gehoor dat ons sê, ons het so 'n bietjie die swaai gemaak weg van die katolieke af, en eintlik die brood en wyn 'n bietjie alledaags gemaak. Ek weet Connie Burger praat baie daaroor en sê, maar hoorie, die luterane hang so tussen ons en die katolieke, en daar's ietsie daar's tog
Daar is 'n geheimenis. Maar Skalk, ek sit net nou en dink daaraan weer eens in die ou dae, onthou jy nou as jy nou eers belydenis van geloof afgelê het voordat jy nagmaal kan gebruik. So vir baie lank was kinders kon nie deelneem aan die nagmaal nie. En eintlik weet die ongepaste wyse wat die gebruik van die nagmaal het niks te doen met kinders nie, maar het te doen gehad met maniere waarop hulle die nagmaal gevier het en eintlik ongelykheid gebring het. Maar die punt is, behoort ons nie eintlik net as ons op Sondag by mekaar te kom, om dit eenvoudig te maak. Kinders kan dit verstaan, die simboliek van brood en wyn en doop is iets wat eintlik die twee primêre goed wat elke Sondag moet gebeur. Hoekom vier ons net 4 keer per jaar nagmaal? Hoekom elke oggend nie eintlik net al die kerke binne die een tradisie sê, dis die twee goed wat ons moet doen. Ons moet die brood breek en ons moet vier dat God by ons is deur ons doop. Maar wat het daar gebeur? Kyk Calvin, as dit van Calvin afgehang het ons elke Sondag nagmaal gehad. Maar die ouens was so beangs vir Rome, ek het nou amper 'n ander woord gebruik, wat ek nie moes nie, was so beangs vir Rome, dat hulle, nee, dan word ons weer Rooms en so aan. Ook in Calvin se tyd. En hy het nog baie in ons eie tradisie, in die Afrikaner tradisie gekom, ons weet, die Katholieke en die Russe en die kommunisme. Maar die eenvoud daarvan, ek sit net altyd en dink, die eenvoud van die sakrament, en net gou ons gesprek, daar's 'n misterie. So, elke keer behoort ons elke Sondag by mekaar te kan kom en te sê, wie is wat ons kan verstaan, maar wat ons ook nie kan verstaan nie. Maar ons kan dit verstaan, as ons die brood breek, en ons kyk mekaar in die oë. So daar lê 'n stuk wonderlike eenvoud hierin. Daar lê 'n stuk eenvoud. Eintlik sou ek het gepleit in die gemeentes waar ek was, in my bediening, vir 'n ekstra nagmaal per kwartaal. Dit was 'n nagmerrie om dit deurgevoer te kry, maar ek het nogal in sommige gemeentes, maar dis ook te min. Want jy weet, dis nou sê, die logistiek daarvan en so aan. Maar weet jy, ek dink dit is verskriklik eenvoudig. Ja, ons doen dit elke Sondag by ons in die kapel. So ons het 'n kapeldiens. En baie interessant hoe die eenvoud van die nagmaal 'n groter rede is hoekom mense elke Sondag kom. Ja, dit sal my ook noop om so toe te gaan. Maar die punt is, Marius, jy sou in die kerk, in die portaal, saam met die aankondigings, 'n bietjie brood en 'n klein bietjie wyn. Jy hoef nie 'n groot klomp wyn te hê nie, laat die mense dit loop en mors op die matte soos wat hulle bank toe loop nie. Maar 'n klein 'n bietjie brood, 'n klein bietjie wyn, en dan vat jy dit bank toe en dan reg aan die begin van die diens kan jy sommer instel en dan kan jy aangaan met jou kerk. Maar maar daar is 'n groter wonderwerk wat in die nagmaal en die doop gebeur as wat die meeste van ons kerke besef. En daarom moet ons dit ons moet mense help om te weet, hier gebeur iets. Wat gebeur, Dominee? Ek kan nie die vaagste benul nie, maar hier gebeur iets, en dit gebeur van die Here af. So dit 'n mooi woord daar is om te kan sê dat, ons praat nou weer van die kruis, so kom ons by die kruis. Wat dit doen is, dit beliggaam iets in ons. En ek dink as jy in die roetine daarvan kom, dit is so uittand, dat ons nie in die weeklikse roetine kom van hoe dit ons na die kruis toe vat nie. Want weer eens die eenvoud daarvan, ons vra baie hoë orde vrae in ons godsdienst deesdae oor baie ingewikkelde goed. En ons kan dit vra, dis goed. Dis reg. Maar dan moet ons by eenvoudige plekke begin waar die vrae oopgesluit word en dis binne in ons. En so weer eens net om dit eenvoudig te kan maak, dit troos ons. Dit is nodig om ons te versterk. Net die besprekingsvraag,
As die woord en die sakramente op dieselfde offer van Christus wys, hoe help die feit dat sakramente gebeurtenisvolle getuies in die vorm van herhaling is, ons geloof op 'n manier wat woorde alleen dalk nie doen nie. So dit is wat ons nou oor gepraat het. Sê, so dink gou daaroor as jy ook die nagmaal gebruik, die gereeldheid daarvan, hoe dit vir jou geloof woorde gee. Ander woorde. En dan net 'n gedagte vir ons volgende sessie, as slegs Christus se bloed en die Heilige Gees ons van sonde reinig, verander daar werklik iets aan 'n mens se status voor God op die presiese oomblik dat die doopwater aan jou raak, of is dit 'n bloot en uiterlike seremonie? So dit gaan baie interessant wees in die volgende sessie. Wil jy nie in die volgende sessie vir hulle die storie van Louis Malherbe vertel nie? Ek kan. Ja, skalk, hy is 'n snaakse ding. Hoorie, daai is so, ek het hom al so vertel, wag, laat net ongelykheid gebring het. Maar die punt is, behoort ons nie eintlik net, as ons op Sondag by mekaar te kom, om dit eenvoudig te maak. Kinders kan dit verstaan, die simboliek van brood en wyn en doop, is iets wat eintlik die twee primêre goed wat elke Sondag moet gebeur. Hoekom vier ons net 4 keer per jaar nagmaal? Hoekom elke oggend nie eintlik net al die kerke binne die een tradisie sê, dis die twee goed wat ons moet doen. Ons moet die brood breek en ons moet vier dat God by ons is deur ons doop. Maar wat het daar gebeur? Kyk, Calvin, as dit van Calvin afgehang het, Het ons elke Sondag nagmaal gehad. Maar die ouens was so beangs vir Rome, ek het nou amper 'n ander woord gebruik, wat ek nie moes nie, was so beangs vir Rome, dat hulle, nee, dan word ons weer Rooms en so aan. Ook in Calvin se tyd. En hy het nog baie in ons eie tradisie, in die Afrikaner tradisie gekom, ons weet, die Katholieke en die Russe en die kommunisme. Maar die eenvoud daarvan, ek sit net altyd en dink, die eenvoud van die sakrament, en net gou ons gesprek, daar's 'n misterie. So, elke keer behoort ons elke Sondag by mekaar te kan kom en te sê, wie is wat ons kan verstaan, maar wat ons ook nie kan verstaan nie. Maar ons kan dit verstaan, as ons die brood breek, en ons kyk mekaar in die oë. So daar lê 'n stuk wonderlike eenvoud hierin. Daar lê 'n stuk eenvoud. Eintlik sou ek het gepleit in die gemeentes waar ek was, in my bediening, vir 'n ekstra nagmaal per kwartaal. Dit was 'n nagmerrie om dit deurgevoer te kry, maar ek het nogal in sommige gemeentes, maar dis ook te min. Want jy weet, dis nou sê, die logistiek daarvan en so aan. Maar weet jy, ek dink dit is verskriklik eenvoudig. Ja, ons doen dit elke Sondag by ons in die kapel. So ons het 'n kapeldiens. En baie interessant hoe die eenvoud van die nagmaal 'n groter rede is hoekom mense elke Sondag kom. Ja, dit sal my ook noop om so toe te gaan. Maar die punt is, Marius, jy sou in die kerk, in die portaal, saam met die aankondigings, 'n bietjie brood en 'n klein bietjie wyn. Jy hoef nie 'n groot klomp wyn te hê nie, laat die mense dit loop en mors op die matte soos wat hulle bank toe loop nie. Maar 'n klein 'n bietjie brood, 'n klein bietjie wyn, en dan vat jy dit bank toe, en dan reg aan die begin van die diens kan jy sommer instel, en dan kan jy aangaan met jou kerk. Maar maar daar is 'n groter wonderwerk wat in die nagmaal en die doop gebeur, as wat die meeste van ons kerke besef. En daarom moet ons dit, ons moet mense help om te weet, hier gebeur iets. Wat gebeur, Dominee? Ek kan nie die vaagste benul nie, maar hier gebeur iets, en dit gebeur van die Here af. So dit 'n mooi woord daar is om te kan sê dat, ons praat nou weer van die kruis, so kom ons by die kruis. Wat dit doen is, dit beliggaam iets in ons. En ek dink as jy in die roetine daarvan kom, dit is so uittand,
dat ons nie in die weeklikse roetine kom van hoe dit ons na die kruis toe vat nie. Ja. Want weer eens die eenvoud daarvan, ons vra baie hoë orde vrae in ons godsdienst deesdae oor baie ingewikkelde goed. En ons kan dit vra, dis goed. Dis reg. Maar dan moet ons by eenvoudige plekke begin Ja. waar die vrae oopgesluit word en dis binne in ons. Ja. En so weer eens net om dit eenvoudig te kan maak, dit troos ons. Dit is nodig om ons te versterk. Net die besprekingsvraag, as die woord en die sakramente op dieselfde offer van Christus wys, hoe help die feit dat sakramente gebeurtenisvolle getuies in die vorm van herhaling is, ons geloof op 'n manier wat woorde alleen dalk nie doen nie. So dit is wat ons nou oor gepraat het. Sê, so dink gou daaroor as jy ook die nagmaal gebruik, die gereeldheid daarvan, hoe dit vir jou geloof woorde gee, ander woorde. En dan net 'n gedagte vir ons volgende sessie, as slegs Christus se bloed en die Heilige Gees ons van sonde reinig, verander daar werklik iets aan 'n mens se status voor God op die presiese oomblik dat die doopwater aan jou raak, of is dit 'n bloot en uiterlike seremonie? So dit gaan baie interessant wees in die volgende sessie.